Goeiemorgen, good morning. Yes, remember the 5th of November. Today we remember the failed gunpowder plot of 1605, where Guy Fawkes and others attempted to blow up the English Parliament. So dis waar dit vandaan Ja, dit is die storie agter die vuurwerke en al daai tipe goed. Guy Fawkes, my maggies. Maar hoor gou hierdie enetjie, hè. In 1935 het men die Monopoly bordspelletjie ook vir die eerste keer sy verskyning gemaak. Wow. Leuk. Ja. Ek het onlangs 'n artikel gelees oor 'n man in Engeland wat amper 4.500 verskillende Monopoly stelle versamel het in sy lewe. Hy mik vir 5.000. Hy is die Guinness wêreldrekordhouer van most different Monopoly sets owned and collected by someone. Ek sal net 'n oorspronklike enetjie wil hê soos jare terug, my eerste Monopoly stel. Maar is daar hierdie goed ook so baie verander. En nou weet ek daarom by wie om aan te gaan klop. Presies. Ja. If he will give you one. So, do not pass go, do not collect $200. Go straight to what you can expect from today's show. Ons vier Pretoria se Suid-Afrikaanse Hospitaal se 120ste bestaansjaar. Arnold praat oor skole rugby. Ons bespreek die opkomende uitsak-toekennings en ons gesels met skrywer Kanita Hunter oor haar boek Why Am I Like This? Bernice Westkuier ook in die ateljee, maar eers is dit tyd vir ons gunsteling deel van die program, ons oggendpraatjies. Baie lekker. En veral hierdie tyd van die jaar, dink ek is die ouens baie meer gemotiveerd om te gaan gym. Ja. Hoe kry jy jouself om te gym? Hoe motiveer jy jouself veral in winter? Ja, dit is moeilik. Ek het eintlik gister 'n plasing op sosiale media gemaak oor hoe oefen is eintlik so goed vir my geestesgesondheid en ek het dit nou vir die afgelope paar maande net laat vaar amper want mense kry nie tyd nie. So ek dink hierdie tyd is regtig die tyd van die jaar waar mense die mees gemotiveerd voel. So ek is nou terug op die bandwagon en ons kyk maar hoe dit gaan. Welkom terug, Ros, welkom terug. Dankie. Ek sou weer dink aan die begin van die jaar is mense meer gretig om te oefen, want almal is nou 'n bietjie moeg. So soms verg dit moeite om 'n mens self te motiveer, maar sodra jy eers 'n bietjie gedraf het of 'n CrossFit het of so, dan voel jy natuurlik beter. En jy, Pieter? Ag, wat jy weet. Ag, wat? Ek het altyd geweet daar is iemand wat vir my in die gym wag. Ek was altyd so deel van 'n groepie. Ja. Manne wat bymekaar gekom het en as jy nou nie daar was nie, dan het jy dit gehoor die volgende dag of so. Like accountability partners. Ja, En dit is so 20 jaar gelede. 23. Wel hoor net hier, weer eens uit die pragtige land van China. Hulle het groot ophef veroorsaak vir die wyse waarop hulle mense motiveer om gewig te verloor. Hulle bied promosie aan waar die eerste persoon wat 50 kg binne 3 maande verloor, 'n Porsche Panamera sal wen. Dit is deel van die oefenprogram wat so wat R26.000 kos om in te skryf en dit sluit jou oefening, verblyf en etes in. Die eienaar van die gym het sy eie sportmotor as 'n prys op die spel geplaas en 7 deelnemers het tot dusver ingeskryf. Gesondheidskenners sê egter die uitdaging is uiters gevaarlik want om 50 kilos binne 'n bestek van 3 maande te verloor kan lei tot spierverlies, hormonale wanbalanse en talle orgaanskades en so aan. Dit klink vir my verregaande. Maar 50 kilos is bietjie baie. In 3 maande. Dit is verskriklik baie. Ek dink nie 'n ou, al is jy hoe groot, gaan 50 kilos binne 3 maande verloor nie. You might be able to lose it, but will you be able to keep it off? Onthou julle daai program The Biggest Loser? Ja. The Biggest Loser, dan sal hulle vir 12 weke in hierdie kamp en hulle doen so. net oefen, hulle eet is vir hulle voorberei, al daai tipe goed. So it's a controlled environment, there's no temptation, you're training 5-6 hours a day. That is easy to do because there's no temptation from the outside world. Sodra jy by die huis kom, Moeilikheid. 'n burger sal vir my baie gou sien hier. Wel kyk, hulle het ook gesê etes verblyf en jou gym is ingesluit, maar ek dink is baie min op etes wat daai ou gaan uitgee wat hulle gaan eet. Maar ek stem, en as ek gou my sommetjies maak, is daar nog net 7 ouens ingeskryf het, is hierdie ouer nogal redelik agter, gaan hy baie verloor op sy kar wat hy nou op die spel gesit het. Ek Hy het nog nie dink daai geldjie opgemaak nie. Waarvoor sal julle so iets aanpak? Vir so 'n luukse sportmotor of is daar iets anders? Ja, ek dink 'n luukse sportmotor is altyd genoeg Dink jy is 'n dryfveer. goeie motiveer? Maar dit moet realisties wees en Yes. jy moet vir jouself ook sê hoe belangrik is dit om met die gesondheidsaspek daarvan, want ek dink met al hierdie kompetisies, presies soos daai ouetjies wat jy nou genoem het, daar was altyd 'n dokter en na die tyd hoor jy ook wat die dokumentêre aanbetref, die vervaardigers het baie meer gedruk vir Good TV, terwyl die dokter ook gesê het, no way, julle is besig om hierdie mense te benadeel gesondheidswys. So ja, so dit gaan oor 'n kwessie van volhoubaarheid en
ook R26,000 vir 'n 3 maande program. Dit is nogal redelik baie. As jy nou die faktore soos die persoonlike afrigter en die etes en die verblyf in ag neem, it is quite expensive, and are you going to be able to maintain that? Beste motivering is selfmotivering. Ek dink dis maar daar het jy dit. Ja. Dit kom ook daarop neer op dissipline. Jy moet dit soos 'n gewoonte maak en dan moet jy maar net aanhou. Al is dit bietjie terwyl jy die volgende storie vat, gaan ek 5, 6, 7. Pieter is reg vir 'n bodybeat hier. Dalk volgende episode, Pieter se bodybeat. Pieter, hoe het jy jou kinders gekry om soos onaangename smakende medisyne te drink? Neusie toegedruk, maak op jou mond en hy spuit gevat en dan maar gegooi, pappa. Ja. Dis maar een van daai dinge. Frustrasie. They know it's going to be good for them, it's going to make them better, whatever. Kom, slegte moed is lekker man, is goeie moed. There's now a brand new simple solution to foul tasting medication, making it easier for children and adults to take pills, health drinks or other necessary remedies. The tongue cover is a disposable latex cover designed to protect your taste buds from the bitter taste of medicine, and it acts like a simple barrier that helps reduce the unpleasant flavors, easing the stress of taking medication. This innovation highlights trends in medicine taste neutralizers. Sure, alles is 'n nuwe ding. Offering products that make bitter medicines more palatable, disposable oral protective covers that shield the mouth from unwanted flavors, and convenient health solutions that simplify the process of taking medications or health drinks. Now we can see in the video that is how it's supposed to be used, and these tongue covers are currently available on Amazon and they cost about $143. Here is what one reviewer had to say. These are awful. They are very thin plastic material, sort of like food service gloves. I tried one and it made me gag. My mother tried one and almost threw up. I tried another one on only half of my tongue and tried to swallow an aspirin. The pill got stuck in the plastic. In order for these to work, you would have to cover the whole tongue without gagging. Even if you can put it on without gagging, there's a good chance that the pill won't get swallowed because it will get caught in this tongue cover and start dissolving. That defeats the purpose. And it ends off with 3 words, very important. Don't buy these. Why do we need to invent something that didn't need to be invented? Ag, weet jy wat, dit voel vir my ook almal raak net te pieperig. Ja. Regtig, ons het nie 'n keuse gehad nie. Ons moes dit maar sluk. En dit is net 'n paar sekondes. Ek verstaan dit nie, jammer. Ek ook nie. En soos wat hierdie reviewer nou gesê het, it defeats the purpose because now you're making yourself gag instead of just taking the medicine. Maybe that's going to make you gag, but at least it's going to make you feel better. Wat is die punt hiervan? Kry 'n peppermintjie of 'n sweetjie of iets wat jy daar langs jou glasie en so en vang jy jou medisyne. Ag nee, wat. I'm all for progress, but sometimes we need to just get over it. Absoluut. Nou jy kan ingeskakel bly want ons kuier net hierna weer verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy het 'n koppie koffie in die hand. Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaans maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampbenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Affipad af. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe.
Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power. Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go, it's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Welkom terug. Jy kyk. Goeiemôre, good morning. Daar's nog baie om na uit te sien in vandag se episode. Ons gesels later met die skrywer Kanita Hunter oor haar boek Why Am I Like This en Bernice Westkuier in die ateljee. Maar eers het ons nog 'n paar dinge om te bespreek in ons oggendpraatjies. Ja, ek wil vinnig vir julle vra, het julle al opgemerk wanneer jy 'n artikel aanlyn lees, is daar advertensies wat altyd verskyn of die sogenaamde pop-up ads? Ja. So watter advertensies is die mees algemeen dink julle? Ek dink seker vir online shopping, vir daai soos Asiese winkels wat jy kan goedkoop klere koop en daai tipe goed. Dis wat ek sou dink. Ek Ja, sien. of een of ander skottelgoed was seep of gesigseepie of 'n ding. Ek weet nie, dalk is dit maar net ek weet nie. Ja, because you get served certain ads. Yeah, so I think maybe that's why we're getting those. Is interessant dat julle dit sê, want volgens 'n artikel wat op Moneyweb verskyn het, is miljoene Suid-Afrikaners in finansiële nood weens dobbel of dobbelary. Navorsing deur Experian en Vault22 toon dat tot 50% van maatskaplike toelaas deur jonger mense aan dobbelary spandeer word. Volgens die hoof van kommersiële strategie by Experian, Jaco van Jaarsveld, ervaar mense wat dobbel hoër vlakke van finansiële stres as die wat nie dobbel nie. Selfs mense wat net genoeg vir basiese behoeftes het, spandeer gemiddeld tot sowat 40% van hulle inkomste aan dobbel. Nou middelinkomste groepe spandeer 38 tot 50% van hulle inkomste op dobbelary, meer as op kruideniersware, terwyl welgestelde groepe ongeveer 10 tot 12% van hulle inkomste daarop spandeer. Die navorsing toon 'n sterk verband tussen werkloosheid en dobbel en dat Suid-Afrikaners verlede jaar meer op dobbelary spandeer het as wat hulle altesaam op onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling spandeer het. Weereens, dit voel vir my baie van hierdie oggendpraatjies en die onderwerpe wat ons hier bespreek, is net 'n duidelike teken of laat 'n mens opnuut besef hoe desperaat mense is. Jy weet, om meer geld dan nou op een of ander manier in te win. En ek dink ook daar is statistieke van mense wat minder het, spandeer meer op dobbelary as mense wat meer geld het. En dit is daai persentasie. So if you have less, you kind of spending more of that because in comparison to someone that's got more, they are spending less. Maar dit is seker maar 'n ding van ek het nie geld nie, laat ek net my kanse waag dat ek dalk 'n miljoen rand kan wen op hierdie speletjie op online of in die casino of wat ook al, maar die online goed maak dit net soveel makliker om jou geld te verloor.
Hoorie, en dit het begin by hierdie pop-up ads en goeders, en die oomblik as jy mos nou daar ingaan, en jy word gehoek, dan sit nou 'n vinnige R2 hier, of 'n R5 daar, en voor jy oë uitvee, dan add daai goedjies op, dan sit jy met diep skuld, en ek weet van 'n paar mense, wat regtig al so in groot moeilikheid beland het, en my kinders ook, toe hulle nou so begin, dan kom hulle neem, pappa net hier koop, dan sê ek, daar is basta daarmee, of dit nou 'n speletjie is, of iets, die oomblik as jy daai enetjie oopgemaak het, dan ting, hy net eerder. Ek dink, baie mense sien dit as 'n vinnige oplossing, 'n kitsoplossing, om dalk dan nou te probeer en te kyk of hulle dalk gelukkig is, maar ek dink hulle besef ook nie altyd, jy weet, hoeveel geld hulle wel spandeer, om daai kans te waag nie. En soos wat jy sê, dit maak dit makliker, want ek bedoel, die online speletjies of maniere is, jy hoef nie casino toe te gaan nie. Dis op jou foon of op jou skootrekenaar. Die heeltyd toegang, En die ander ding is die impak wat dit het op die samelewing, in terme van mense wat verslaaf word, en dit is regtig 'n groot kwessie, hier in Suid-Afrika veral, as mens kyk na, jy het gesê, die syfers van hoeveel word spandeer in vergelyking met ander goed, soos gesondheid, maatskaplike ontwikkeling, dit is verstommend, hoeveel geld Suid-Afrikaners spandeer op dobbelary. Maar waarom dink jy lê die verslawing, die heeltyd die hoop, daai afwagting en 'n bietjie wen, of dink jy dis omdat hulle nou al 1 of 2 keer gewen het, en dan wil hulle meer en weer daarvan hê? Ek dink is 'n kombinasie, maar ek dink ook, dit gaan soms oor die geld wat hulle dan verloor het, en daai desperaatheid om dit terug te wen. Jy weet, so... Die bietjie wat ek nou al op 'n 5 sent masjien of so gaan speel, en dan dink ek, okay, as ek nou 'n R100 ingegooi het, die oomblik wat ek die R100 teruggewen het, dan hou ek op. Snaaks genoeg, maar ek dink dis weer eens daai ding van, ek is so gekondisioneer om nie 'n hoop daarop te sit nie, dis vir my maar 'n geestelike ding ook, 'n Christelike normwaarde ding van, jy mag nie dobbel nie. Ou het mag gaan speel en goeders, maar dobbel is regtig, soos wat jy sê, ek dink dit is soveel dieper as wat 'n ou dink. Wat dit regtig 'n siekte is of 'n probleem is. So ek dink daar is op die oomblik regtig 'n beweging om strenge regulasies in plek te sit, veral vir aanlyn dobbelary. Is dat hulle wil hê dat dit nie so maklik is vir mense om in daai siklus vasgevang te word nie. Maar ek het nogal daai een Amerikaanse televisiereeks oor die geelstene en allerlei sulke dinge. Yellowstone, nê? Okay. Daar het ek bietjie agtergekom van hoe dit werk, oor hoekom ouens wil 'n casino begin en nie en so. Jy weet, daar is ook baie vrae wat 'n ou moet vra, is waartoe gaan hierdie geld regtig? Jy weet almal. En ek weet, iemand het my destyds vertel, 'n voormalige kollega, dat casinos juis op 'n spesifieke manier ingerig word, sodat jy tred met tyd verloor. Maar ek dink dis dieselfde met online, want jy's later, ek bedoel, jy kyk net na jou skerm, nie die tyd op nie. So. En as jy lanklaas daar was, dan kom maar net weer iets, you've won. Yes. Okay, nou moet claim your winnings. Look what you've got. Maar ons gaan niks verder dobbel aan hierdie kant nie, ons gaan eerder net lekker kuier, en net hierna vind ons ook 'n bietjie meer uit oor die Suid-Afrikaanse Hospitaal, wat vanjaar sy 120ste bestaanjaar vier. Hoe lekker is daai? We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh,
Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. AC/DC Express. Everything electrical. Vanjaar is 'n groot jaar vir die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Mikkelneek, Pretoria. Hulle is aangewys as Best Hospital en Best in Cardiology deur Best in Pretoria 2025 en boonop vier hulle 120ste bestaanjaar. Hier om ons meer te vertel en net te sê hoe lekker hulle celebrate op hierdie stadium is hulle bedryfshoof Robert Jordaan. Robert, goeiemôre. Môre Pieter, dankie vir die geleentheid. Baie lekker om jou hier te hê, maar ek dink nie oggende is 'n vreemde ding vir jou nie, want hy is nogal redelik vroeg besig by 'n hospitaal ook, nee. Ons moet maar ons dinge doen. Baie dankie. Die hospitaal het destyds begin as wat was hulle oorspronklike naam? Klein Hollandse Hospitaal. Ja, dit was maar die naam wat gegee is vir die hospitaal, maar die naam Suid-Afrikaanse Hospitaal was maar altyd die naam gewees. Dit is ontstaan na die Boereoorlog in 1904. Wow. So dit is 'n ongelooflike prestasie om ons 120-jarige bestaan te vier laas jaar. Hierdie jaar 121 jaar, maar so is ons al 'n jaar agter. Ons is 'n jaar agter. Okay, 120 het soveel ronder geklink, maar baie geluk dan met die 121ste. Wat kan jy onthou van die beginjare, Robert? Nee, ek is nog nie daar van die begin af nie, maar ek wou net sê man, maar jy draai jou jare besonder goed. Nee, ek spot sommer, wat dink jy het bygedra tot die sukses van Suid-Afrikaans? Jy weet, was dit iets wat hulle in daai jare anders te gedoen het of reg gedoen het wat kon bydra tot die sukses daarvan vir so lank? Pieter, ek dink die groot ding is dat kyk, dis 'n onafhanklike hospitaal, dis 'n nie winsgewende hospitaal, nie verwins hospitaal nie. En daar's ook nie aandeelhouers nie. So die hospitaal is bedryf deur mense in die verlede wat absolute passie het gehad het vir gesondheidsorg en vir mense. En ek dink dis die tradisie waarin ons werk, wat ons probeer voor staan en natuurlik ook in daai tradisie probeer aangaan met wat ons doen. En as ou dink die terugslag wat daar was in die verlede, ons praat van die wêreldoorlog, ons praat van die groot grieppandemie, die COVID pandemie, en ons is daardeur, jy weet, so ek dink dis 'n ongelooflike prestasie om deur die hele proses te kan werk en nog steeds sterk te kan wees op hierdie stadium. Soos jy sê, julle aanslag is nogal diep gewortel in gemeenskapsdiens en ook wat julle geloofbeginsels aanbetref, nê? Ja, Pieter, ek dink die groot ding is, jy weet, ons speel 'n baie belangrike rol in die gemeenskap, nie net suiwer uit die diens van mediese fondspasiënte nie, maar ons speel ook ons is ook betrokke by Operation Healing Hands wat juis kyk na die mense wat nie kan bekostig om opgeneem te word in 'n private hospitaal nie, waar ons 'n groot gedeelte van die rekening afskryf terwyl daarvan om hierdie mense te kan help. En dis die filantropiese benadering wat daar bestaan. Jy weet, die direkteure wat op die raad sit is ouens wat besigheidsmense is in die stad, wat dit suiwer doen uit 'n filantropiese benadering. So hulle verwag nie vergoeding daarvoor nie, daar's nie 'n aandeelhoudingsskema nie, dis alles suiwer om 'n diens te lewer in die gemeenskap. En ek dink dit dra by toe tot die gemeenskapsdiens op hierdie stadium. Ek kan persoonlik daarvan getuig toe ons ook so jaar of 3 terug daar was en ek meen net die manier hoe julle ons hanteer het en ook gesê het, luister, moenie nou vaskyk in al hierdie rekenings so goed nie, daar's altyd 'n manier rondom dit te werk. Wat al hierdie pragtige lekker toekennings ook aan betref en benoemings wat julle gekry het, jy weet, wat beteken dit vir die personeel en die mense van Suid-Afrikaans? Pieter, ons uitkyk is dat ons personeel is ons kernbesigheid. En jy weet, ons probeer hulle erkenning gee vir wat hulle doen. Maak geen fout nie dat hou werk met mense en 'n ou moet die beste uit hulle kry. Ons sê altyd dat as 'n ou nie in sy hart gelukkig is nie, kan ek nie verwag hy moet beter lewer vir die pasiënte nie. Dis nie 'n is 'n ondankbare werk om verpleging te doen in die sin van dat hy doen dinge wat nie gewoonlik met mense gedoen word nie. Pasiënte is bang, pasiënte is ongemaklik, jy weet, en om die personeel op hulle gemak te kry en ten volle te kan uitlewer,
is 'n groot uitdaging, maar ek dink in 'n mate kry ons dit reg om juist daai dienste kan lewer. So dit is vir ons 'n voorreg en natuurlik het ons ook die vermoë of die vrymoedigheid om meer personeel te allokeer per pasiënt en daardeur 'n beter diens te kan lewer. So ek dink dis ongelooflik belangrik op die plek. So as jy nou terugkyk oor 120 jaar van die eenvoudige begin tot die moderne gesondheidssentrum wat dit vandag is, watter veranderinge in tegnologie dink jy sorg vir jou as van die grootste keerpunte om net seker te maak dat jy so sterk staan na soveel jare? Kyk, een van ons kern beginsels en visie van die hospitaal is om tegnologie te gebruik om die beste moontlike uitkoms vir pasiënte te kan lewer. Ons doen spinale chirurgie wat deur neuronavigasie en 'n soort van 'n C-arm, O-arm, CT scan gebruik om te kan presies werk op die spinale koord waar 'n ou dan nou skroewe plaas of wat ook al. En dit gaan daaroor dat dit 'n minimale intervensie is sodat die pasiënt vinniger herstel, sodat die pasiënt vinniger weer kan terug aktief vir die werk is en natuurlik om dit so effektief as moontlik te maak dat die pasiënt dat die mediese fonds ook daardeur voordeel kan trek, jy weet. So ek dink daar het verskeie dinge gebeur. Ons probeer die beste moontlike tegnologie gebruik, maar ons sit in 'n veranderde omgewing en ons moet seker maak ons bly by. En daarom is dit vir ons belangrik om ingelig te bly en te sien waarheen gaan die dinge en dit is duidelik dat die wêreld onder ons besig is om te beweeg. Ja, AI en die rol is die goed speel 'n groot rol en natuurlik moet ons daarbey bly. Kom ons kom vinnig by die argitektuur. Ek meen die gebou is maar net een van die mees merkwaardigste geboue in Suid-Afrika en deel van Pretoria se identiteit. So hoe gaan julle ook te werk om ek weet 'n ou moet byhou met die moderne, maar julle doen nogal baie ook om daai tipe van ding te behou, die geskiedenis rondom die argitektuur. Ja, ek dink dis 'n baie belangrike aspek. Kyk, die gebou waar ons nou tans is in 1936 het ons daar ingetrek. Dit was toe 'n kleiner gedeelte wat nou groter geword het afloop tyd. En die groot uitdaging is om seker te maak ou trou die ou en die nuwe met mekaar, jy weet, om daai autentiek van die hospitaal te behou, maar ook seker te maak dat dit 'n moderne aanslag het dan. So die vraag is, wat maak ons met die geld wat ons maak in die hospitaal, want daar is toch geld wat gemaak word, dit word teruggeploeg in ons personeel, natuurlik in toerusting en dan die geboue. Daar is 'n konstante vernuwing en 'n verbetering om seker te maak dat ons vars bly, netjies bly en daai eerste indrukke is vir ons ongelooflik belangrik. En ek dink dit speel ook 'n belangrike rol om die pasiënte gemaklik te laat voel as hulle in die hospitaal inkom. Jy weet, as die plek netjies lyk, dan weet hulle sal mooi na my kyk ook. So, dis maar. So as dan nou ooit vir my 'n lêplekkie nodig is in die hospitaal, ek soek net een van daai lekker stoepkamers wat so uitkyk op die mooi groen gras en die dinge. Pieter, ja, nee, ek dink die tuine speel vir ons 'n ongelooflike belangrike rol, want daar's 'n teorie daaroor dat as die tuine netjies is en die mense voel goed oor wat hulle sien, dan voel hulle ook goed en dan word hulle vinniger gesond. So ons het stoepe wat baie uniek is in die hospitaal en ons probeer die tuine so netjies as moontlik hou, want ek dink daar's waarde in die netheid van die tuine ook, jy weet. So enige tyd jy is altyd welkom. Baie dankie. Nie noodwendig omdat ek siek gaan wees nie, maar ek gaan dan net 'n bietjie kom kuier. Robert, baie dankie en weer eens baie geluk. Suid-Afrikaanse 121ste bestaanjaar. Moenie weggaan nie. Ons kuier net hierna verder en bespreek onder andere ook jou geldsaake. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover, and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Is it secure? Yeah, it's secure.
Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag gesels ons oor uitkeerpolisse. Maar hoe werk dit en is dit die beste opsie vir jou? Elizay Kutse van Everest Advisory Services is hier om al die vrae te beantwoord. Ek is so bly, baie welkom. Lekker om hier te wees. Goed Elizay, kom ons begin deur te vra wat is 'n uitkeerpolis? Okay, so 'n uitkeerpolis is 'n tipe beleggingsvoertuig wat jy tipies sou gebruik om 'n termynbeplanning te doen of beter belastingvoordele te kry ensovoorts. Maar in geheel is dit maar net eintlik 'n beleggingsvoertuig. Jy kan nog steeds dieselfde fondse kies of dit nou 'n belastingvrye of 'n anniteit of 'n unit trust, dis maar net die voertuig, ja. En vir wie is 'n uitkeerpolis geskik? Dit sal tipies vir die ouetjie wees wat meer as 30% inkomstebelasting betaal, of as jy jou belastingbeplanning so doen en sien jou opbrengs op jou beleggings gaan jy waarskynlik in 'n hoër belastingskaal sit as 30%. So, omdat hy sy opbrengs in die belegging struktuur, dan nou nie in jou eie hoedanigheid belas nie, maar eerder in die belegging self. Jy weet, ja, en dan die ander ding ook, dis goed vir boedelbeplanning, wat dit omseil die boedelkostes ensovoorts, nou nie boedelbelasting nie, maar boedelkostes in opsigte van eksekuteursfooie en so dis 'n lekker tool amper om te gebruik wanneer ons by finansiële beplanning kom. Hoe verskil 'n uitkeerpolis van 'n gewone belegging? Ja, dit is hoofsaaklik maar die belastingimplikasies, né? So 'n gewone belegging het sy nou 'n unit trust as jy dit nou so wil sien. Rente word in jou eie hoedanigheid belas, dividende teen 20% en kapitaalwinsbelasting word vrygestel en dan word dit ook by jou inkomstebelasting gevoeg en dan waarskynlik verander ook jou belastingaspek as jy dit so kan sien in jou eie hoedanigheid. Nou 'n uitkeerpolis werk so, belastingimplikasies is basies in die belegging. So wanneer jy dit belê, het dit niks met jou eie belasting eintlik uit te waai nie, want dit is op 'n lewensversekering basis. Nou ek dink baie mense wonder, wat is dan die grootste voordele van iets soos 'n uitkeerpolis? Ja, ek sou sê een van die grootste voordele sal natuurlik die belastingaspek wees. En natuurlik omdat jy ook bind, want dit is 'n termynbelegging. Dis gewoonlik tussen 5 tot 10 jaar. So as jy dit nou jy weet belê, dan bind dit jou amper om te sê, weet jy wat, ek gaan nie binne die volgende 5 tot 10 jaar hierdie fondse nodig hê nie. Ja. Jy weet dit gee maar net bietjie vir jou daai meer van pligsgetrouheid om te sê, weet jy, ek belê en dit moet nou maar daar bly, want anders gaan ek dalk 'n penalisasie vir betaalde belastingimplikasies betaal. So dit help jou ook om te beplan. Dit sit nie daai geld in jou sak en beskikbaar om te sê, weet jy wat, nou kan ek dit dalk onttrek as ek dit nodig het nie. Dis nou waarvoor 'n noodfonds is, né? Hierdie is nou 'n totale belegging, ek moet kop hou. Goed, so dit is die voordele, maar ek dink met enige iets is daar ook nadele of so 'n bietjie beperkings ook verbonde. Ja. So natuurlik, net soos soos wat jy nou gesê het, as jy dan nou geld wil onttrek, is daar 'n penalisasie voor, daar's beperkings ten opsigte van wat jy kan onttrek. Ja. Daar's beperking ten opsigte van hoeveel jy kan insit, dat jy ook nie te veel insit nie, omdat dit juis vir boedelbeplanning effektief is. Ja. En dan nou natuurlik, as jy minder as 30% inkomstebelasting betaal, is hierdie produk dalk nie vir jou nie. Want hoekom sal jy nou 30% op rente betaal waar jy dalk 18% betaal? So dan betaal jy meer belasting op die einde van die dag. Is er enigiets anders wat jy dalk kan of wil byvoeg wanneer dit kom by belasting binne 'n uitkeerpolis? Ja, so belasting binne 'n uitkeerpolis is nou juis hoekom jy dit nou sal definitief oorweeg, veral as jou belasting nou lekker hoog is teen sê maar enigiets bo 30%. So rente, as jy nou renteopbrengs verdien in jou belegging, word dit belas teen 30%. Waar in jou eie hoedanigheid sou dit enigiets meer gewees het, 45 of wat ook al. En dan dividendweerhoudingsbelasting is vas teen 20%. Dis nou in jou eie hoedanigheid dieselfde
inkomstevelle en dan kapitaalwinsbelasting het 'n effektiewe koers van 12%, wat nou lekker is want dit het geensins iets uit te waai met jou inkomstebelasting opgawe of enigiets, dit word net binne die fonds belas. So dit is wat dit nou lekker maak vir belastingbeplanning op die einde van die dag ook. So kan ek my geld vroeër onttrek wanneer ek dit miskien mag nodig kry? Jy kan definitief. Termynbeleggings is jy kan dit definitief doen. Dis nie ideaal nie, want onthou ons beplan natuurlik met sekere fondse, jou risiko-aptyd, jou tydhorison. As jy vir my sê jy het 'n 5 jaar of langer wat jy wil belê of jou doelwit is eers oor dan. Jy weet dit kan dalk waarskynlik dan moet ons die fondse aanpas. So ons sal bietjie meer neig na korttermyn bateklasse, maar in 'n 5 jaar termyn beleggingsprodukte opsigte van belastingimplikasies. So daar sal ons nou net die fondskeuses aanpas om seker te maak as jy sou wou onttrek binne 3 jaar wat ook al wanneer jou doelwit ook al bereik word, dat ons seker is die fondskeuses is reg, dat jy nou nie vreeslike wisselvalligheid ervaar het en dalk op 'n negatief nou onttrek nie. En dan realiseer jy verliese op die einde van die dag nie. Absoluut. Goed, so ek dink dit is belangrik om te vra hoe kies 'n mens dan die regte onderliggende fondse binne die uitkeerpolis? Ja, so dis natuurlik wat ons noem bateklasverspreiding en diversifisering. So jy kan nou 'n fonds kies en of jou makelaar kan 'n fonds kies of wat ook al, maar op die einde van die dag gaan dit oor om jou risiko te meet. Met ander woorde, ons vragies wat ons vir jou vra om seker te maak wat is jou doelwit, hoe lank, hoe ver is dit jou tydhorison en dan pas ons sekere maatreëls in plek, soos byvoorbeeld kontant is 'n bateklas wat vir korttermyn doeleindes gebruik word en ook waar fooie uitbetaal word byvoorbeeld, sodat jy nie byvoorbeeld aandele hoef te verkoop wanneer hy nou dalk op 'n hoog of 'n laag is om jou fooie te betaal nie. So daar sal jy natuurlik definitief dit in jou portefeulje insluit en dan enigiets van effekte wat matige risiko is na ekwiteit wat bietjie hoër risiko is en dan gaan jy nou na ander tipe goedjies ook. So daar is natuurlik beperkings met sekere versekeraars en oor waar jy die fonds of dit nou in die buiteland of die binneland is. Daar is bietjie beperkings op ons land se uitkeerpolisse. Wat gebeur aan die einde van die termyn? Ja, so aan die einde van die termyn kan jy die geld onttrek. As dit nou binne 5 of 10 jaar is, jy kan dit altyd langer los want jy kry natuurlik die belastingvoordeel. Dit is 100% toeganklik daarna. En dan as jy dit nou onttrek, jy kan nou byvoorbeeld nou vir jou dit so optrek om vir jou inkomste uit te betaal. Dis natuurlik belastingvry in jou eie hoedanigheid. En of jy kan die lomsom neem en dit elders belê of jy kan dit weer herbelê in 'n nuwe endowment met ander voordele of nadele of wat ook al dit mag wees. Hoekom sou jy sê bly hierdie soort belegging steeds so relevant op vandag se tyd? Weet jy, op die einde van die dag, wanneer ons praat van finansiële beplanning, is dit nie net iets vir jou belegging en daar's jou doelwit en kom ons bereik dit nie. Dit gaan oor finansiële beplanning ten opsigte van boedelbelasting, boedelimplikasies, eksekuteursfooi. Dit gaan oor belastingimplikasies in jou eie hoedanigheid. Waar sit dit jou in jou hele portefeulje? Dit gaan eintlik maar oor die groter prentjie. En dit help jou ook om pligsgetrou te spaar op die einde van die dag, want as dit nie toeganklik is nie, dan kan jy dit nie gebruik nie. So jy is geneig om dit dalk eerder te los en jou doelwit, jy weet, streef dan beter op die einde van die dag voort, ja. En soos altyd wil ons kykers uitnooi om gerus 'n draai by julle te maak en daar te kom aanklop. Ja, Everest Advisory Services kom praat gerus met ons en ons verteenwoordig verskeie finansiële instansies, versekeraars, so ons kan definitief jou met enige produk op enige dag help. Elisaire, is altyd heerlik om met jou te gesels en ek is baie bly dat jy vanoggend hier by ons was. Van nou verstaan ons min of meer alles van uitkeerpolisse. Lekker om hier te wees. Goed, dit is jou geldsaake vir nou, maar bly gerus ingeskakel want net hierna bespreek ons skole rugby en ons vind ook meer uit oor vanaand se uitsaai musiektoekennings. Bly net waar jy is. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play.
Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Shop baby savings this month at Clicks. Buy any 3 Johnson's baby toiletries, cheapest one free. Save on Nestle baby cereal Cerelac, just add water, or Nestum, just add milk. And buy any 3 selected Clicks made for baby toiletries or made for mum products, cheapest one free. Clicks, feel good, pay less. Daarin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Vanaand vind een van die glansgeleenthede van die Afrikaanse musiekbedryf by die Grove Mall in Pretoria plaas. Die 2025 AITSA musiektoekennings. En ek gesels nou met 2 lede van die kreatiewe span verantwoordelik vir vanaand se produksie en dit is Reinhard Hugo en Revan Lies. Baie welkom aan albei van julle. Baie dankie. Goeiemôre. Is julle opgewonde? Ons is opgewonde. Ons is opgewonde. Ja, ek dink ons het beide 6 Urbanals in so alles is lekker. Nee, ek speel sommer maar net. Nee, ons is baie opgewonde. Ja, ek dink as ek sommer met die deur in die huis kan val, hierdie is ja, ek hoop mense gaan die hart en die aanslag en dit wat ons probeer regkry het met hierdie ek hoop hulle kan dit raak sien. Ja. En ek dink ek dink ons almal is baie trots oor die produk en aan die geleentheid vanaand om saam te kuier en lekker saam ou vriende te sien en te kyk hoe dit gaan. Absoluut. Nou, hier's 'n hele paar vrae so ek wil vinnig deur hulle beweeg. Revan, sê vir my, die AITSA vier nie net musiek nie, maar ook Afrikaans 100. So ek wil graag weet, hoe gaan vanaand eer aan Afrikaanse eeufees viering betoon? Ja, so ons het gaan kyk dat almal vier nou al Afrikaans 100 hierdie hele jaar. Ja. Dit voel soos 'n partytjie die hele jaar. Elke naweek is daar iets en almal vier Afrikaans. En ons het net toe bietjie gaan kyk na Afrikaans in sy totaliteit en ons het toe gesien dat Afrikaans hou daarvan om te verander. En ons gaan fokus op dit. Hoe kan ons 'n klein bietjie verander? Afrikaans stagneer nie. So ons het toe gesê toekenningsgeleenthede is jaar na jaar presies dieselfde en vanjaar draai ons hom op sy kop. So ons het net bietjie gaan kyk, ons gaan Afrikaans vier, verseker, maar ons doen dit anders hierdie jaar. Ja, so ek dink die mense is in vir 'n ding, sonder om enigiets weg te gee. Ek dink selfs die mense wat genooi is, die uitgesoekte gaste, hulle weet nie wat vir hulle wag nie. So ja, ek dink daar's baie mense wat baie van die konsep gaan hou en dan dink ek daar's mense wat gaan sê, wat het julle gedoen? Ja. So maar ek's opgewonde om mense se terugvoer te sien. Ja. Hy deel eintlik niks nie. Maar dis die ding. Dit is mos maar die ding as jy 'n boek begin lees, jy gaan mos nie die einde lees nie. Jy lees die begin en dan surprise jy op die einde. So
Ja, ek dink jy weet as 'n mens sê toekenningsgeleenthede is altyd dieselfde. Dit is so. Jy weet mense sê altyd op die rooi tapuit, nee, hoor ons moet braai of hoor ons moet kuier en sulke goed. Ja. En ek wil ek dink ons het net besluit ons wil daai breek en dis hoe ek sê dit sal sin maak as mense dit kyk. Ja. Maar mense hoef nie bang te wees nie. Ons gaan nie braai op die rooi tapuit nie. Nee. Nee, want ek het nou gewonder vir 'n oomblik. So, nou wonder mense wat gaan gebeur op die rooi tapuit. Jy het nou vinnig verwys na die feit dat mense moet kyk. So vir die wat nie hierdie geleentheid kan bywoon nie, waar kan ons kyk? Want ek dink dis ook opwindend. Ja, kan ek maar sê, ja, môre aand, op Via 1930, saai dit uit, en dit gaan jou op 'n avontuur vat. Jy gaan na Fantasyland toe, jy gaan op 'n skootertjie ry en jy gaan varke sien vlieg en flamingos sien dans. So dis 'n pakkie wine gums met al die kleure in, 'n pakkie Smarties met al die kleure in en Ek weet steeds nie wat om te verwag. Ek dink wat ek daarbey kan las is ons het laas jaar gesien, ons het 'n gehoor gehad van 3000 mense. Ja. En dit was groot. En die kykergetal was toe hier om en by 400,000 mense wat dit daai aand gekyk het. En partykeer vergeet ons dat daar is jong kinders in die klein dorpies wat nie in Pretoria kan uitkom nie. En ek dink dit is wat ons opgewonde maak om te weet dat ons gaan 'n produk skep vir die mense in die klein dorpies ook. So ons wil hê almal moet inskakel. Oupa, ouma, ooms, tannies, sit voor die TV want dit gaan werklik waar, dit gaan kindsinnig wees vir die hele gesin. En ons gaan die jong latte weer laat droom. Ons het nou 'n paar sekondes oor. Julle is nou net besig om ons baie nuuskierig te maak, so ek is seker van almal gaan inskakel ook. Maar is daar enige spesiale optredes of gasaanbieders wat hulle verskyning gaan maak net in 'n paar sekondes? Ja. Daar is Zaan Sonnekes doen 'n tribute aan die lewenslange bydra. Wat ek dit vir julle kan sê, vanjaar vereer ons vir Anton Goosen. So dit is 'n wonderlike segment in die vertoning en dan wat sy's later ook hier op Goeiemôre Good Morning is Bernice West en sy sing vir die heel eerste keer 'n splinternuwe liedjie wat niemand nog ooit gehoor het nie. So nou ja, die Liedjieboer en Bernice West, dit is die moeite werd om vir in te skakel. Baie dankie aan albei van julle. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar bly ingeskakel want ons fokus net hierna op skole rugby met Arnold Geerts. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Al wat ek wil sê is, Aitsa, ek is Arnold Geerts en vandag gaan jou sport fokus ons op skole rugby. Ek gesels met Regard Kleingeld, rugby afrigter by Potch Gimnasium. Môre Regard, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit regtig. Dankie. Jy het so 'n paar weke terug 'n baie interessante ding op 'n podcast gesê en dis waar ek vir jou die hospitaalpaas gooi. Oor skole rugby was ernstig as nee, dit was 'n lekker gesprek geweest en soos gesê, ons het min tyd want ons is 'n groot topik wat lank is. Maar die crux van die saak was maar geweest dat is dit te ernstig of te professioneel en is dit? Dis 'n moeilike, daar's so baie opinies en die lekker ding is daar, ek dink nie daar's 'n reg of verkeerde antwoord nie. Die positief daarvan is dat dis hoekom Rassie hulle wêreldbeker kampioen is. Dis hoekom Kevin Voet hulle onder 20 kampioen is en dis hoekom Lwazi nou hierdie jaar onder 18s plat gevee het. Ons skole rugby gee daai pipeline en dit is gesond. Maar soos ek gesê het is dat wat vir langsaam afgerig het by wat professioneel gespeel het gesê sy grootste ding nou is dat ons verwag van
15, 16 jarige speurs om soos professionele manne op te tree en hy moet skool gaan, hy moet deurkom, sy ma's op sy keus vir wiskunde. So en sy ding was altyd gewees dat een keer 'n week moet hy niks rugby doen nie. Verstaan dat hy net bietjie kan net werk fokus. So ek dink hier daar's 'n reg of verkeerd nie. Almal het hulle eie opinies daaroor en goed. Maar die groot ding is dit bring toeskouers, mense love it. Mense love om skoolrugby te kyk en dis positief en ons moet daai hou. Maar ons werk met jong manne en ons moet hulle oplei vir die pad vorentoe. Vir die lewe as vir die lewe. Ja, dit's ons bly altyd die eerste ding is in skole, ons bly opvoeders. So ons moet hulle reg kry. Vir ons kan hulle leer wat weet ons sien hulle baie en dit is vir my die lekker ding van om 'n seun te mold in 'n man en hoe om reg te kry die downsides, maar die belange. So ons moet nie daai verloor nie. Jy praat vir jy het nou die woord verloor gebruik, maar dit gaan soveel vir my deesdae en ek is nou al vir jare betrokke by 'n hele paar van die sogenaamde festivals. Dit gaan soveel oor wen of verloor. Is dit werklik op daai ouderdom so belangrik? Moet die fokus daar wees? Wen is belangrik, ons is in Suid-Afrika, wen is belangrik. Niemand hou van verloor, dink jy iemand rug af om te verloor, hè? Natuurlijk. Maar wat verloor vir jou wel bring is dat jy gaan nie altyd in die lewe wen nie. En hoe jy daai hartseer kan omskep en die seun help hoe om daai te oorkom om weer positief te wees en hoe om op te staan na dit. Want niemand hou daarvan nie. Maar ek dink baie keer is die wen is alles en ek dink dit raak bietjie erg baie keer, maar tog almal wen. So en jy sien dit van kindertjies wat 2,5 jaar oud is, hulle is kompeterend, hulle wil wen. Daar is 'n kwessie van kompetisie wat in mens ingebore is en ek dink ons is nogal erg daarmee. Ek dink dis hoekom Suid-Afrikaanse sport is wat so goed is want ons is so kompeterend. Ek meen as jy sien laat speel langs die kant, touch rugby, dis die lekker ding en dis hoekom dit vir ons so goed is. So ons moet nie dit verloor nie. Ons moet dit nie verloor, ek dink ons moet dit bestuur. So my laaste vraag vir jou, is skole rugby op hierdie huidige stadium gesond, fisies en geestelik? Fisies definitief, 100%. Dit is, ek dink ons seuns is, ons is een van die min lande in die wêreld wat hierdie tipe seuns het, ja. Geestelik dink ek moet ons hulle nog baie help, want sosiale media speel 'n rol, hoe hanteer jy dit, daai dinge en hoe hanteer jy comments. So geestelik dink ek doen die skole beter, en ons gaan hulle moet help. So maar is ons gesond? 100%. Ek dink daar's geen twyfel aan dit. Dis goeie nuus. Ek het tyd vir 'n laaste vraagie en dit het niks met skole rugby uit te waai nie. Vertel vir my van die toets Saterdag teen die Bleekbene, die Franse. Ek dink hulle gaan definitief kom. Ek het gelees hulle het gesê hulle die Suid-Afrika die wêreldbeker wil gesteel. Die pond wat die speel nie is 'n groot faktor, maar ek dink die manne sal reg wees en hulle sal hulle vat. Ek sien baie uit daarna en ek hoop dit sal net so uitwerk. Sterkte vir julle met skole rugby, Richard, en dankie vir wat jy doen. Ek dink jou podcast het dinge in perspektief gestel. So baie dankie daarvoor ons. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Enige tyd, jy is welkom. Enige tyd, ons sal jou enige tyd terug hê. Nou ja, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Quinita Hunter oor haar nuwe roman Why Am I Like This? Dis nogal 'n redelike goeie vraag en ek vra dit nogal redelik gereeld. Dan daarna is daar sommer baie hier by Goeiemôre, Good Morning om vir ingeskakel te bly. Ek hoop jy bly net waar jy is want soos altyd is daar ietsie ekstra wat jy hier kan sien en kan leer, soos ons nou net gehoor het oor skole rugby. In elk geval, tot môre toe. Ek is Arnold Geerts en jy het gekyk na ons sportinsetsel. Ek is môre terug met sommer 'n hele lot baie interessante sportbrokkies. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Erin rasar deras die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu naam, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Shop baby savings this month at Clicks. Buy any 3 Johnson's baby toiletries, cheap as 1 free. Save on Nestlé baby cereal Cerelac, just add water, or Nestum, just add milk. And buy any 3 selected Clicks made for baby toiletries or made for mum products, cheapest 1 free. Clicks, feel good, pay less. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. Conita Hunter is an award-winning political journalist, author and editor. But today, she's here to talk to us about her second novel, Why Am I Like This? Conita, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Good morning. Thank you very much for having me. So tell us about the novel, Why Am I Like This? And I am basically matching with the cover of the book. I love it. Absolutely obsessed. So Why Am I Like This is nothing like I've ever written before. And if people know my work, they know me for writing about Ramaphosa and politics. And last year, I was completely and utterly exhausted. And I decided to take some time off from daily political reporting. It was actually the day the Government of National Unity was announced. I got onto a plane and I said, "Totsings, I'm gone." And I always wanted to write fiction. It's always been a lifelong dream. I wrote fiction many years ago when I was 19 years old when I started off as a journalist. And I always said that, like, when I retire one day, I will write fiction again. And last year was an opportune moment to explore emotions and a story that was so far away from my life, but things that I've been thinking about for a long time. Can you tell us a bit about what does the book entail? Yeah. So the book is the main character, her name is Farah Garda. Yeah. She's 27 years old and she is has no idea what she's doing with her life. Very different to me. She's a professional student. A professional student. And ends up having to come from Cape Town to Johannesburg to look after her ailing mother. And it's the journey of her relationship with her mother, but also the mother at the end of her life, and just this dynamic that ensues, and then this girl almost being alone in the world and having to navigate herself, to herself. And so it's a love story, but also it allowed me to explore a lot of themes that were in my mind, things around grief. I always say that, like, at the top of my career, when I was winning awards and getting promotions, I had lost my mother, lost my father, lost a child. So there was this theme of grief and how we navigate grief in a world that just keeps on moving. And through this character, I was able to explore that.
in a humorous way too. Yes. But also, themes around love and how sometimes the best love that you can actually find is love for yourself. Yeah, and that's actually what I wanted to come to next is that issue of, or the question of self-care. Often people hear the phrase self-care and think it's a spa day with the cucumbers on your eyes, but it's actually about caring for yourself, because I think there's so much of ourselves that go out to other people. So Farah looking after her mom and all of that, and now she's getting to a point where she's actually loving and caring for herself. Yeah, and I think it was a very transformative journey in myself. I had left full-time journalism in April last year, which was a month before elections, and everybody thought I'd lost my mind. But it was burnout that led me to that. And we know when people talk about burnout, they think like, I don't know, we either over-exaggerate it, like, oh, I'm burnt out, or there's no real sense of what it is. And for me, it was like I just needed to fill my own cup. I felt completely and utterly drained. And I think that self-care is being able to get to a point where, I described Farah as being sick of herself. Of just being like, why am I like this? Have you asked that question to yourself? Hard relate. Wow. Okay. Like, if I am this dysfunctional, if I sit in bed the whole day, if I, don't have friends around me, what's going on? Why am I like this? And to just walk the journey with that character in an overarching question that we all ask ourselves every day. I'll tell you a funny story how we got this title. So I have this belief that I'm a minimalist. Spoiler, I'm not a minimalist. I shop a lot. And I was in Oman in a literary fair in Muscat, and I bought books. But in my mind, I'm a light traveler. So I had this tiny little suitcase, but I bought 20 books. And so I messaged my publisher, and I'm like, why am I like this? And then I'm like, actually, that's the question we all asking ourselves. What a great story. This is a perfect holiday read. The holidays are coming up. Conita, thank you so much for joining us. It's been lovely having you on Goeiemorgen. Good morning. Thank you very much. Conita Hunter's new book, Why Am I Like This, is available at bookstores. Go and get it. Bly ingeskakel. Ons is net hierna weer terug. Ons almal begin al die dae na die feesseisoen aftel, maar die druk van die vakansie kan moontlik wrywing in jou verhouding veroorsaak. Ek gesels nou met die verhoudingsspesialis Christa Kutse oor hoe ons die konflik beter kan hanteer. Christa, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Wat 'n lekker voorreg om hier te wees. Ja man, en jy kom ook so mooi hier in soos 'n regtig ou sonstraaltjie, hoor. Baie dankie. Sê gou vir my, hoekom voel dit vir ons of verhoudings net so 'n bietjie meer druk ervaar as nou so nader aan 'n feestyd kom? Ek dink feestyd kom met 'n klomp druk. Daar's 'n klomp verwagtinge. Almal sien uit na die einde van die jaar. En dikwels deur die loop van die jaar is ons so besig om ons hou net aan om te sê is einde van die jaar dan gaan ek rus. Einde van die jaar gaan ek rus. En dan ewe skielik kom ons moeg aan die einde van die jaar uit. En ewe skielik is daar al hierdie verwagtinge, al hierdie tradisies wat gevolg moet word. Daar's 'n familiekalender. En dan is ek moeg en ek en my verhouding het moontlik dalk nie lekker by mekaar uitgekom nie. En dan kom ons by hierdie plek om nou te sê is nou moet ons dit hanteer en al hierdie druk. So dit vergroot so 'n bietjie die vakansietye wat opwindend is, vergroot so 'n bietjie daai druk wat ons ervaar het. En wat so tipiese tekens wees om te wys dat ou nou daai tipe van druk het?
dit begin gewoonlik 'n bietjie subtiel. Daai irritasie, die frustrasie, ons het nie geduld met mekaar nie. Ons begin ook emosioneel onttrek. Selfs in 'n groot groep begin ons net stiller raak. Een van die goed wat ons regtig begin sien is mense lag nie lekker saam meer nie. Ons verdra sekere goeders in plaas daarvan om dit te geniet. En daar's jou tekens om te sê hier's iets nou, die spanning is besig om op te bou. Ja. Is dit bloot omdat jy weet as maats of so en as familie het sekere mense het ander verwagtinge as wat jy het. Jy wil net gaan rustig wees en dan wil die ander nee, ons soek 'n bietjie vermaak en dinge daarby saam, jy weet, as ek nou maar net dink aan feesseisoen of vakansietyd. Absoluut. Ek dink dis die groot ding wat gebeur is daar's 'n baie diep behoefte om te sê kan ek net stil raak, kan ek net rustig raak, kan ek net by myself uitkom. En dan is daar die ding van hoe kry ek daai balans tussen wat van my verwag word en wat van ons verwag word, want nou moet ons by almal uitkom, nie net by jouself nie net by jou lewensmaat nie, maar ek moet nou by almal uitkom. En elkeen van daai verwagtinge kom op dieselfde tyd by mekaar. So hoe stel jy uit daai grens, jy weet, hoe sê jy vir jouself, okay, ek moet akkommoderend wees, maar ek moet ook aan myself dink. Ek dink dis nogal 'n kuns, maar die beginpunt daarvan is om te gaan sit voor 'n mens in hierdie tyd ingaan en met jou lewensmaat te gaan sit en te sê wat is belangrik vir ons? Wat het ek nodig en wat het jy nodig? Want ek wil graag by jou tyd spandeer, maar ek het so 'n bietjie stiltyd ook nodig. Dat mens daai gekommunikeer kan kry, daai grens kan stel. Dat as mens saam gaan sit en sê dis wat ek nodig het, dis wat ons nodig het en hoe gaan ons mekaar ondersteun daarby uit te kom? Hoe kan ons dit kommunikeer? Mense is geneig om te dink grense wat jy stel en daai goed is dis moeilik om dit te stel. En dit behoort nie te wees nie. 'n Mens behoort as 'n mens dit baie eerlik en baie vriendelik met mekaar kan begin kommunikeer, dan het mense gewoonlik respek daarvoor. Ja. Want dan weet ek wat kan ek van myself verwag en ek weet wat jy van my kan verwag en hoe kan ons by dit alles uitkom sonder dat ons met mekaar verder uitbrand. Is maar 'n manier hoe jy daai emosionele intelligensie ook moet gebruik, nee, en bewus wees daarvan. Hoe sê jy voorstel gebruik ou dit, jy weet, om daarmee vrede te bewaar? Ek dink dit is belangrik dat ons vrede wil bewaar, want uit die aard van die saak is dit, ons wil kalmte hê. Ja. Ons wil dit geniet. So emosionele intelligensie is regtig jou grootste bondgenoot tydens hierdie tydperk. So wat beteken dit? Ek moet bewus raak van my eie gevoelens, my eie emosies en hoe kan ek dit reguleer? En dan ook bewus raak van jou emosies en dat ons kan die fokuspunt en ek dink as ons dis so 'n belangrike punt om by uit te kom te sê is, wat wil ek bereik? As ek wil verbinding, as ek my konneksie met jou wil verbeter, wat het ons nodig om dit te kan doen? Nou, uit die aard van die saak, wanneer daar klomp druk is en ons is moeg, dan lei ons kommunikasie dikwels daaronder. Dis waar. En my grootste advies vir mense is haal asem. Dan sê mense by my, ons haal elke dag asem. Nee, haal asem om kalmte te bring. Want die oomblik as ek kalmte bring, dan is die geneigtheid vir ons makliker om rustig te raak, konneksie te kan verbeter, ons het beter begrip vir mekaar. En dis ook waar emosionele intelligensie regtig by inkom. Ja. Soms het ons net nodig om te sê, hoor, hierdie is nou vir my 'n bietjie rof. Ons is besig om te eskaleer. Ons gaan nie by konneksie uitkom nie. Geef my 'n oomblik, kan ek net gou uitstap, net 'n water gaan drink en kom terug en regtig fokus op hoe kan ons nader na mekaar toe kom? Wat kan ek vir jou sê? Hoe kan ek dit vir jou sê dat ons nader aan mekaar kom? Baie dankie, daai is baie goeie raad en ek is seker ons kon nog 'n halfuur of wat hieroor gesels het. Dankie vir die inloer, bly ingeskakel want net hierna kuier Bernice West by ons. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investments slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. AC/DC Express. Everything electrical. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons het sopas na Bernice West, kan sopas vir Bernice West verwelkom hier in die Goeiemôre, Good Morning ateljee. Sy is hier vandag om te gesels oor haar nuwe enkelsnit C2. Bernice, welkom by Goeiemôre, Good Morning. Is wonderlik om jou hier te hê. Maar dankie, dis so lekker om hier te wees. Bernice, hierdie was 'n groot jaar vir jou. Daar's nie net baie nuwe musiek wat ons nou na kan luister nie, maar jy het mamma geword, klomp ander goed wat jy ook aan die gang het waaroor ons later gaan gesels. Hoe gaan dit met jou? Kyk hierso, ons hou kop oor water, ons leer swem, maar ag dit is baie lekker. Ek dink hierdie is 'n tyd van 'n mens se lewe wat 'n mens net moet geniet. Ek dink eendag gaan ek terugkyk en ek dink, wow, dit is regtig amazing om alles op een slag eintlik te kan ervaar. Ja, en hoe gaan dit met die mamma wees? Baie goed. Kyk hierso, ek het geniet myself gehad uit. Ek sê vir Janus is Loa is nou op ouderdom as hy my broers maak om nog 'n babatjie te kry. Die oulikste dingetjie, maar ag nee, so worth it. Mense se lewe verander 100%, maar ag dit is so lekker. Ek wil ook vra, julle is besig met West Cafe en dan natuurlik Janus se produksies. Kry jy regtig 'n geleentheid om te voel dat jou lewe in balans is, of gee jy maar aandag hier en hierdie gaan ek nou dalk volgende week by uitkom en dan andersom ook? Kyk, dit is, kom ek sê so, 'n wandelende orkes, soos dit is heeltyd deur mekaar, dit is beautiful chaos, maar ek dink, wat dit vir my so gerieflik maak is Janus, soos ons beplan vooruit en ons, verstaan ons baie keer op die nippertjie wat ons beplan, ons is, ons moet baie keer 'n ouma reël of so, maar ag nee, dit wat ons doen, jy weet, doen ons intentioneel en ons probeer mekaar maar uithelp en ondersteun, so, wanneer ek besig is, dan help hy met Loa, wanneer hy besig is, help ek, maar ag ja, ek dink, mens gaan nooit, kan ek sê, 'n resep hê oor hoe 'n mens dit doen nie, soos mens vat maar elke dag soos wat dit kom, maar nee, ons figure dit nog maar uit, soos wat ons gaan. En ek dink dit is wonderlik dat julle net vir Loa net deel maak van alles wat julle doen. Ek het gesien backstage by in die bos, daar's Janus met Loa terwyl jy op die verhoog is en sy kyk daar vir mamma op die skerm en sy's net regtig opgewonde en so in julle lewens
gebou amper, asof sy net altyd daar was. Definitief, ek meen sy is deel van ons. Verstaan, dit help nou nie, mens hy wil weg nie. Ja. Daar is geleenthede wat ons voel, okay, weet jy wat, dis beter as sy dalk by ouma bly. Ja. Maar ander kere as mens kan, soos vanoggend ook, ons probeer haar saambring, dat sy ook maar, weet sy, soos ek sê, sy is deel van ons en dit niks gaan dit verander nie. Ek het nou voordat ons begin het vir jou gesê, kyk hoe mooi is jou skoene. Ek is mal oor die tekkies, maar jy trek jou skoene uit as jy optree. Is dit 'n bygeloof? Is dit iets wat jy is dit 'n gemak ding? Wat is die rede daarvoor? Nee, ek weet nie of jy my dalk 'n klein bietjie misgis met Carlien nie. Ek het nog gesien sy trek haar skoene uit, maar nee, ek weet wel wanneer ek my skoene aantrek, voel ek eers of daar goggostom aan is, want ek is so bang ek kry 'n kokkeroot of 'n muis of 'n slang of 'n spinnekop. So nee, ek trek goed my skoene uit voordat ek dit aantrek. Dis baie cute. Ons is natuurlik hier om musiek te gesels en jou kortspeler Kom maar nader is nou uit. Die enkelsnit C2 is ook nou of môre of Vrydag beskikbaar. Yes, Vrydag. En hoe was dit vir jou om daai hele skryfproses weer aan te pak na 'n bietjie van 'n breek? Ek moet sê, dit was nogals overwhelming. Ek dink die tyd wat ons wel geskryf het, is vir my amper al so 'n blur, want Loa het gesukkel met koliek in die begin, so dit was chaos. So mens kon nie lekker fokus nie, ook is my eerste keer wat jy ma is, so jy probeer nog ook my voete vind. So gelukkig, ek weet Johan, Foster, Jacomien, hulle almal was so betrokke geweest en Janus was ook betrokke, so hulle het baie gehelp met hierdie ronde wat vir my ek dink baie die proses bietjie ligter gemaak het. En dit was vir my ook lekker om net jy weet kan ek sê die skryfboek te deel met ander mense ook. So ag nee, dit was 'n bietjie van 'n uitdaging, maar definitief die moeite werd en ek dink mense groei deur elke proses wat jy 'n bietjie weet ongemaklik laat voel. So nee, definitief die moeite werd. Praat Duits is nog 'n liedjie wat op die kortspeler is en dit gaan oor paartjies wat net bietjie by mekaar kommunikeer. Ja. Dit kom eintlik oorspronklik van die stelling wat sê ek is so lief vir jou, maar jy maak my mal. Soos ek kan baie keer net nie en ek dink dit wys mense net dat die liefde soos bedek net alles. Mense is altyd so lief by jy weet vir daai persoon al maak hulle jou mal. Maar nee, dit is ek dink my persoonlike gunsteling op die album. Love die liedjie. Loa was in my mangel gewees toe ek dit geskryf het en nou is dit haar gunsteling liedjie. Soos as hy begin speel dan sien jy net hoe begin sy so wikkel. So nee, ek love die liedjie. Is dit vir jou moeilik om meer persoonlike goed te skryf en om uit jou eie ervaring te skryf? Of meestal is jy een van daai kunstenaars en liedjieskrywers wat kyk na die wêreld om hulle en dan skryf dalk oor ander mense? Sure, dis 'n baie interessante vraag. Ek dink vir my is dit maar bietjie ietsie van alles. Mens moes eintlik half leer om meer oor die wêreld buite te skryf as van jouself. Want baie keer skryf jy sulke diep goed en dan is mense soos mense gaan nie daarmee vereenselwig nie want dit is dalk te diep of so. Maar ek meen ons is storytellers, verstaan ons skryf en ons vertel stories daardeur en dit is lekker as 'n mens ek dink die kind so kan bemeester dat jy die mense om jou kan include. So ja nee, dit is vir my ook baie keer ek leer baie in die skryfproses, maar mens probeer maar so 'n bietjie die balans vind tussen beide van die twee. C2 kom op die perfekte tyd uit, want weet jy daar so 5-6 weke voor almal dan nou C2 gaan. Was dit opsetlik so gedoen dat dit amper 'n liedjie van die somer word? Definitief. Ons het gevoel, weet jy wat, daar is nie 'n lekker liedjie vir wanneer jy C2 ry nie en ek dink die hele sang include of die C2 ry, die padkos, die stop by die Wimpy, die hele familie, die fights in die kar, kamp opslaan. So ons het die gevoel ons wil intentioneel iets skryf vir Desember. Maak nie saak waar jy gaan nie. Mense sê mos nou nie jy gaan Kaap toe of jy gaan Durban. Jy gaan see toe. So ons het net gevoel ons wil 'n sang maak vir Desember wat sê ons gaan see toe.
What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ek gaan nou heel dag in my kop vassit. Ons gesels nog met Bernice West. Dit was see toe. Gaan julle 'n bietjie see toe? Gaan dit Loa se eerste keer by die see wees? Definitief nie al eerste keer nie, maar vir ons gaan see toe. Ons sit 'n hele paar shows daar hierdie Desember. Ja. So as mense in Hartbeespoort, Struisbaai, Stilbaai, as hulle daar is, moet hulle asseblief kom luister. Waar kan mense nog inligting kry oor waar jy wel gaan wees oor die vakansietyd of net oor die algemeen? So gewoonlik deel ek maar op my sosiale media. As ek onthou, baie keer vergeet ek 'n klein bietjie, maar nee, ek sal definitief 'n punt daarvan maak om op sosiale media, Instagram, Facebook te deel, sodat mense definitief kan sien. Dus see toe kom Vrydag uit. Wat wil jy regtig graag hê mense moet uit die liedjie kry wanneer hulle dit luister? Ek dink daar's 'n nostalgiese gevoel wanneer jy weet, wanneer jy terugkyk nou na jou memories van as jy see toe gery het as 'n kind, verstaan, daar is net iets rondom dit. So ek wil net hê dit moet daai memory weer terugbring of net 'n spark. So en ek wil ook hê mense moet nuwe memories op dit kan maak. Jy weet, as hulle video's moet neem, moet hulle my sommer tag, verstaan, dat ek dit sommer ook deel, maar ek wil hê dit moet net 'n gevoel wees wat weer terugkom. Ek wil ook nou 'n bietjie stil staan by die rolverdeling van die musiekvideo. Nadia Bekes, Robbie Wessels, Riku Immelman, het julle pret gehad toe julle die video geskiet het? Want dit lyk asof julle wel dit geniet het. Dit was seker een van die lekkerste video shoots nog. Ek dink Robbie en Nadia is een ongelooflike combo. En Riku is net so snaaks, Petrie ook, Petrie en sy vrou. Dit was regtig ongelooflike lekker shoot geweest, baie familievriendelik geweest. Loa was ook sommer saam, my ma het saam gery en vir Loa opgepas. So nee, dit was regtig 'n baie lekker shoot geweest en ek dink die cast het dit definitief gemaak. See toe, kom maar nader, die liedjie praat Duits, is alles op die kortspeler kom maar nader. Waar kan mense jou musiek in die hande kry? So my musiek is beskikbaar op alle digitale musiekplatforms, Spotify, Apple Music, YouTube, net Deezer, waar jy dit ook al soek, waar ook al jy luister. Hulle kan net kom maar nader gaan indruk en dan die EP luister. Kom maar nader doen ook baie goed as 'n liedjie op in sigself, né? Ons speel hom baie op Jacaranda. Is it? That is amazing. Ja, ek dink mense hou daarvan. Ek meen dit
pure Afrikaans. So. Ja, mense hou baie van jou. Geluk vanaand by die sterkte vanaand by die uitsaaktoekennings. Jy gaan vanaand daar wees. So ons hoop dat jy goed gaan doen en dat jy dit gaan geniet, Bernice. Baie dankie. Dankie dat jy by ons gekuier het vanoggend. Ja, dit is dan waar ons jou los op hierdie Woensdagoggend op Goeiemôre, Good Morning. Onthou, as jy enige van ons gesprekke gemis het, gaan kyk op ons sosiale media en dit is ook op ons YouTube kanaal Goeiemôre, Good Morning. Ons is môreoggend weer terug, regstreeks op 6:00 op Via. Maak seker jy skakel in. So, jy's een van daai rowwe jacks wat Affipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Affipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing mak. Besoek ons winkel vir al jou kampenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Affipad af. 'n Goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou styl en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid.